Gemeente, goeiemôre. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot 18 en ek gaan lees hier vanaf vers 3. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. En toe hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op die warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet en die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En dan hoor ons dat hy sê hoe Israel die verbond met die Here verbreek het, net hy alleen het agtergebly. En dan vers 11, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here. Ek wil verbygaan. Gemeente, die wêreldbekende sielkundige Jordan Peterson het geskryf dat elke mens eintlik op soek is na sin en betekenis in sy of haar lewe. Die uitdaging is dat ons baie keer dink dat dit wat vir ons sin bring, lê eintlik verder weg van ons, deurdat ons dikwels sal sê, ek wens net ek kan 'n ander kar hê, ek wens ek het 'n ander werk, ek wens ek kan op 'n ander dorp bly. En hy sê jy kan alleen sin vind in die hier en in die nou waarin jy tans verleef. Daarom gebruik hy die woorde deur te sê, the secret to your existence is right in front of you. Ek dink is 'n redelike geneigtheid onder mense om baie keer te vlug en jou rus elders te gaan probeer soek. Ons bevind dit ook nogal hier in die verhaal van Elia. Ons weet dat Elia se omstandighede glad nie goed lyk nie. Ons weet dat hy die Baal-profete laat doodmaak het en dat koning Agab se vrou Isebel dan gedreig het eintlik om hom dood te maak en dat hy dan ook vlug vir sy lewe. En daarom is dit dat hy dan eintlik by die punt kom deur te sê, maar sy rus kan nie gevind word in sy huidige omstandighede nie. Daarom dat hy wegvlug, omdat hy vlug van Isebel uit vrees dan ook vir die dood. Ons lees dit dat sy in vers 2 sê, mag die gode my swaar tref, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou lewe maak, soos jy met een van hulle gemaak het nie. En wanneer Isebel vlug, dan vlug hy na Berseba. Nou Berseba kan 'n mens eintlik sê, was die metafoor van die mees suidelikste deel van Israel. So hy vlug vanuit die Noordryk na die suidelikste punt van die Suidryk. En ons kan sê dat hy eintlik gedink het dat wanneer hy veilig is, dat hy rus en vrede sal kry en dat hy sal sin vind deurdat hy dan gevlug het van Isebel. Die ongelooflike van hierdie verhaal is dat hy nie vrede vind van sy gemoedsrus nie. Dat die rus waarna hy gesoek het hom steeds ontwyk het. Daarom lees ons in vers 4 dat hy onder die besembos gaan sit het en gewens het dat sy lewe eintlik tot 'n einde kan kom. Dat hy vir die Here sê, Here, dit is nou genoeg, neem nou my lewe. Wat 'n mens egter hier moet raak sien, is dat dit 'n krisis was wat daartoe gelei het, dat Elia vir sy lewe moes gevlug het. In hoofstuk 17 lees ons dat hy in opdrag van die Here ook vir Agab wegkruip. Maar in hierdie hoofstuk vlug hy oor vrees vir dit wat Isebel aan hom kan doen. So in die eerste vlug het dit gegaan oor 'n opdrag van God, en in hierdie geval is dit vrees wat vir hom oorweldig. Vrees wat maak dat hy wegvlug en
sy sin, sy betekenis gaan soek het in hierdie grot, in hierdie woestyn. Een ding wat 'n mens hier opval, is dat daar baie ooreenkomste is met die verhaal van die verlore seun. Die verlore seun wat ook stad toe vlug, omdat hy gedink het dat sy pa se huis nie meer vir hom kon bied, dit wat vir hom sin en betekenis kon bied nie. En hoe hy dan eintlik ontdek het dat die sin, die betekenis, het eintlik maar gelê in die huis van sy vader. Stef Bos en Koos Kombuis skryf 'n lied, Avondland, en dan sê hy eintlik dat die hier is Afrika. Hy sê dat ons betekenis gevind het in Afrika, en hoe ons hier in Afrika dan eintlik 'n verskil moet maak, want dis hier waar God ons geplaas het om dan ook ons roeping dan ook so uit te leef. Wat vir my in hierdie verhaal altyd tref, is die fokus wat hierdie gedeelte ook vir ons op God plaas. Dat die Here kom by 'n punt waar hy 2 keer vir Elia wakker maak en hom versorg en vir hom voed. En wanneer die Here vir hom vra, wat maak jy hier? Dan is dit nie 'n verwyte teenoor Elia nie, maar eintlik 'n herinnering aan sy roeping, eintlik 'n herinnering om te sê, jy's nie alleen nie, maar daar is saam met jou ander gelowiges wat hierdie stryd stry, en dat die Here vir hom terugbring na God se roeping ook vir sy lewe. En dat Elia dan eintlik agterkom dat juis in God is waar die Here vir ons help om ons betekenis en ons sin vir die lewe te herontdek. En te besef dat hy die Here is wat vir ons voorgaan, hy is die Here wat vir ons sorg, hy is die Here wat vir ons elke dag dan ook help. Mag die Here vir ons ook help dat ons nie die sin van ons betekenis, van ons lewe op ander plekke gaan soek as die hier nie. Om te dink dat die Here my hier plaas in hierdie dorp, in hierdie gemeente, op hierdie tydstip van ons lewe, juis om 'n verskil te maak en om betekenis by te dra tot God se kerk en God se roeping vir sy kerk ook in hierdie gemeenskap. En daarom mag ons nie uit vrees uit vlug en dink op 'n ander plek is dit vir ons beter nie, maar juis ons roeping in God sal leef, in die plan en die doel wat hy ook vir ons lewe het. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons in hierdie dag, en ons bid dit in Jesus naam. Amen.